Nou ja, 3 van ons geldsake was die afgelope week in totale chaos gewees, want ons eie minister van Finansies was nie hier om vir ons te sê wat om te doen nie. Maar Thys is nou weer terug op sy pos en dit is weer tyd vir sy weeklikse Bull and Bear verslag. Thys, oor na jou. Ag kollegas, dit is lekker om hier te wees. Ek het natuurlik miljoene gespandeer in Vietnam. Ons weet daarvan, ja? Ja, weet julle daarvan? So daar's 'n average nood is letterlik 500,000. Okay. So en as jy gaan spandeer soos byvoorbeeld 'n ete van 4 persone. So kom ons sê ons 4 het 'n lekker ete gehad. Ons het 'n vol maaltyd gehad. As ek vir julle sê vol maaltyd, praat ek van 'n fees van kos voor julle. Ons het drankies geniet. Ons het alles saam met dit gehad en dan was vir 2,5 ure het ons lekker ontspan. Het daai rekening jou gekos so in die omgewing van so amper 3 miljoen. Okay. Maar dit kom geld vir jou. Dit het vir my in 'n land soos daai. So as ons hom konverteer terug na rand toe, het daai ete en fees jou ongeveer R1,400 gekos. Ongelooflik. So wys jy maar net, jy weet die bekostigbaarheid, jy weet van sekere destinasies wat jy nog steeds kan gaan besoek en nog steeds 'n baie goeie tyd hê. So ek dink regtig vir julle, ons moet 'n plan maak. Gaan ons terug. Net nie weer die somer nie. Asseblief, want soveel as wat ek gefees het ek nog steeds 'n kilogram verloor. Alright. Maar ons is terug op die lokale markte en natuurlik as ons gaan kyk, jy weet wat die lokale en internasionale markte gedoen het, is ons kan begin by die S&P 500. Natuurlik het dit 'n bietjie in die rooi gesluit, so met ongeveer 1,28% en ons is net so onder die 6000 punte marge. Jy weet wat natuurlik, maar nog steeds is dit 'n uitstekende geleentheidsmark so wat ons al gesien het oor die laaste, kom ons sê 6 maande of dan die eerste 6 maande van die jaar tot dusver. Maar weer eens almal se oë is op en dop gehou, jy weet op Donald Trump en waarmee hy besig is. Die besluite wat natuurlik ontvul en ek sal wraggies net 1 week weg wees en dan sal hulle oorlog maak reg oor die wêreld en 'n klompie dinge sonder my toestemming handhaaf en doen. Maar ek is nou terug, hopelik gaan ons orde kan skep. So as ons van daar af gaan ons beweeg na Londen toe, na natuurlik jy weet die FTSE 100. Hy is ook in die rooi gesluit. Hy is ongeveer omtrent op sy 8774. Gaan ons maar basies nader aan daai 9000 marge gaan en potensieel dalk daai 10000 per basispunte marge vat so in die volgende jaar of 2 of 2,5, ons sal maar sien. So ja, sterkte vir julle ouens aan Londen, ons hou vir julle duim vas. Alright. Lokale markte natuurlik, die JSE sluit op 94,710, ook so klein bietjie in die rooi teen so 1,78%, maar natuurlik nog steeds 'n baie goeie presterende mark op hierdie stadium. Jaar tot datum lyk ons wat soms sterk en effektief, ongeveer so wat 14% in die groen. So natuurlik, jy weet maar, gaan ons weer eens daai 100,000 marge punt sien? Jy weet nooit. So kom ons wag en sien. Ons weer eens wag maar wat Donald Trump gaan doen. Maar kom ons gaan bietjie terug na 'n aandeel wat ek 'n geruime tydjie al dophou en dit is natuurlik Tesla. So as ons na Tesla se aandeleprys gaan kyk, nog steeds in die rooi met ongeveer 25% oor die laaste 6 maande, maar die vraag is nog steeds, hoe word Tesla geprys? En dit is nogal interessant. So ek het 3 studie gaan kyk na hoe die Tesla pryse waardig geprys gaan word. So as ons basies weet gaan kyk, jy weet wat ek gedoen het net oor die geruime laaste wat saam 6 maande met 'n PE ratio van ongeveer 177. Nou kollegas, ek het dit al verkeerde vir julle verduidelik. Enige iets oor 30 is 'n sentimentele gepryste aandeel met 'n groot verwagting. Maar daar was 'n studie gedoen rondom, jy weet wat die Wells en Fargo gaan kyk het, Morgan Stanley en Stifel, wat die eintlik 'n prys van 'n stellis is om te wees en moontlik wat die prys mag dalk weet na toe gaan. So average answer, JP Morgan sê die prys van Tesla moet maar ongeveer $115 wees en dan kry jy natuurlik, jy weet waar RBC Capital Markets sê ongeveer 307, dis min of meer waar hy op hierdie stadium is, maar as die dinge gebeur soos wat dit moet gebeur, sê 'n Wedbush natuurlik, 'n Wedbush sê Wedbush natuurlik, daai prys kan gaan tot omtrent $500. So weer eens, daai Tesla aandeel is hy maak so waantoe is hy op pad, ons moet maar wag en sien en kyk. Maar is dit 'n goeie aandeel om natuurlik te koop? In my opinie is natuurlik een van die aandele wat jy natuurlik moet hê in jou geruime, kom ons sê 'n mandjie van aandele. Maak nou nie al jou geld daarin sit nie, maar weer eens as ou gaan kyk waarmee Elon Musk natuurlik besig is en natuurlik die elektroniese voertuie. Onthou kollegas, ons het laasweek ook 'n bietjie gesels oor die robot voertuie. Nee, laasweek, ek was nie laasweek hier nie. Hoekom help julle my nie reg nie? Nee, julle sal self my te sê. Dis so lekker rol. Dis so lekker rol. Ons los dit net aan. En ook, weet jy wat is so lekker om hierdie te sien? Onthou jy daai ander grafiek wat jy vir ons gewys het waar met elke tweet wat toe Elon Musk en Trump so 'n bietjie beklei het op X, met elke tweet hoe dit eintlik verlaag het.
Ja, so daai tipe van aandele wat jy natuurlik kan kry. Ons hang aan jou elke woord, ons wil jou nie in die rede val. Natuurlik, nou gaan ons 'n bietjie kyk wat Donald Trump aanvang. Jy weet in die laaste week. So met ander woorde, dit was nou basies weer daai geologiese politiek. Okay. Die impak wat dit kan hê reg oor die wêreld natuurlik en wat die laaste week nou gebeur het in die laaste 48 uur beslis ook waar Amerika besluit het, okay, nou gaan gooi ons bomme terug na Iran toe en natuurlik maar ons val aan die strategiese punte, jy weet van hulle nuclear arms. Ek nie Afrikaanse woord daarvoor. Kernkrag. Ja. Daar sê. Okay. En weer in Suid-Afrika kyk na kernkrag so by the way. Jy weet om nog kernkragstasies op te sit. Jy weet om Eskom te ondersteun. Waarna ons omtrent 'n jaar of 2 terug gesê het dat dit sal nooit weer gebeur in Suid-Afrika nie. Dit kan nie op die tafel wees nie. Dit is nie eers 'n opsie nie. Nou is dit 'n baie sterk opsie waarna Suid-Afrika kyk. Is natuurlik dan nou kernkragopwekking. Ek is natuurlik 'n fan vir dit tot 'n groot mate as dit reg kan geïmplementeer word. Jy weet dan kan ons definitief wel daarna gaan kyk. Wel, op lokale bodem, as ons kyk wat Suid-Afrika se regering is natuurlik daai ding van wag en kyk. Ek is glad nie 'n aanhanger van 'n wag en kyk scenario nie, want 'n wag en kyk scenario vang jou altyd omkant. Want die tyd wanneer jy klaar gewag het en klaar gekyk het en jy wil inklim, dan is dit baie keer te laat. Dit is amper soos om 'n aandeel te koop. So wat byvoorbeeld presteer. So en dan koop jy hom dalk te laat en jy het hom te hoog gekoop en dan gaan jy basies verlies ly. Selfs met die regering. Die regering moet begin fokus natuurlik op ons bruto binnelandse produk. En wat kan ons nou doen om ons bruto binnelandse produk te kan verstewig en wat kan Suid-Afrikaners doen van die privaat sektor se kant af? Ons het juis so 2 weke terug het ons ook 'n berig bespreek. Ons sê die werkloosheidssyfer is 1/3 van Suid-Afrikaners waar Capitec gesê het, nee, dit is 'n fout. Daar's omtrent net 10% van Suid-Afrikaners wat nie werk het nie. So weer eens as ons na daai tipe van statistieke gaan kyk, wat is dan nou eintlik aan die gang binne in Suid-Afrika se ekonomie? Is daar soveel werkloosheidssyfers? Is ons inflasiekoers regtig op die plek waar dit eintlik is veronderstel is om te wees? Is ons bruto binnelandse produk regtig waar in 'n negatief? Want as ou gaan kyk hoe lyk die JSE, dan praat daai twee ook nie met mekaar nie. En natuurlik 'n klompie aksies en reaksies wat rondom dit gaan, maar Suid-Afrika moet begin fokus wat op ons bodem aangaan en dit was nou die tyd gewees om juist te gaan te onderhandel rondom AGOA, rondom verhandelingsooreenkomste en 'n klompie dinge wat saam met dit gaan. Het ons nou half daai 6 maande pos gehad, kollegas, waar eintlik niks gebeur het in wêreldekonomie, maar nou het ons hopelik, jy weet, het ons basies, jy weet, daai kans gevat en 'n klompie mense gaan basies, jy weet, gaan onderhandel en kyk of dit sal beter gaan, ja dan of nee. Ja. Wat is julle gevoel rondom dit? Die ding wat vir my pla oor die statistieke is, daai statistieke gaan uit in die wêreld en dit skep die persepsie dat Suid-Afrika so 'n groot werkloosheidssyfer het of die inflasie is hierdie nommer wanneer dit eintlik nie is nie. So it's really creating this kind of perception that things are going a lot worse with us than it actually is. Ja. En dit het 'n groot impak op die ekonomie. Ja, veral ook buitelandse beleggings, wat brood nodig is vir Suid-Afrika en infrastruktuurbeleggings, al daai van goeders. Dit vat ons na ons volgende berig toe van Marula Media af, wat in laasweek het hulle berig, jy weet, rondom inflasie en natuurlik, jy weet, inflasie is nou onder beheer, maar is inflasie nou onder beheer sodat ons basies, weet, nou 'n paar besluite kan kry vanaf die Reserwebank wat rentekoersverlagings kan betref. Maar dit lyk of ons dieselfde standpunt inneem as die Amerikaners met hulle Fed, natuurlik om te sê hulle wil eers wag en kyk wat is die uitkoms natuurlik van daai datum van die 9de Julie. Wat gaan Donald Trump besluit rondom, jy weet, die belasting en tariewe verhogings? Gaan dit gebeur, gaan dit nie gebeur nie? Maar die probleem is wat ons daarso het, ons het nou 'n 90 dae uitstelling gehad wat dit eintlik glad nie eers in die eerste plek moes gebeur het nie. En dit sit 'n ou net basies, jy weet, terug. So ons kon intussen ons al 2 rentekoersverlagings al gesien het en 'n rentekoersverlaging lei na meer kapitaal in die stelsel. So as ek minder aan skuld gaan betaal, het ek outomaties meer kapitaal beskikbaar wat ek in my supermark gaan gebruik, wat ek vir klere gaan gebruik, wat ek vir watse rede ook al gaan gebruik, maar dit gaan nie in skuld in nie. En natuurlik in daai komplementeer jou bruto binnelandse produk wat weer groei en natuurlik werk en alles weer kan herskep. En ek dink dis waartoe Suid-Afrika veronderstel is om op pad te wees. Maar nou is ons weer gaan kyk wat aangaan, jy weet, met Amerika, met Iran en wat in die Midde-Ooste aangaan.
gaan. Nou kyk ons na wat so 'n petrolkoersverhogings maklik weer in die volgende maand of 2 wat op die horison is, met 'n dollar wat weer versterk het na R18.07, met 'n Brent 3 olie wat op is na $78.13, omtrent ongeveer 10% net die laaste 7 dae. Is die olieprys weer op en natuurlik die dollar. So daar sit ons weer met 'n scenario van waar petrolprysverhogings weer aangepas gaan word, wat natuurlik weer jou verbruiker se kostes weer kan opskuif, en natuurlik daai inflasie wat ons onder beheer het van omtrent jaar tot datum teen 3%, kan dit wel ook 'n impak hê, en dit kan ons op die beurs op die einde van die dag, jy weet, duurder kos. Kollegas, ek het dit al gesê, pas op dat Suid-Afrika nie voor die einde van die jaar dalk 'n rentekoersverhoging sal sien nie. As gevolg van, omdat ons die scenario volg van wag en kyk, in plaas van proaktief optree. En dit kom eintlik ten laaste maar neer op leierskap en 'n gebrek aan leierskap. Ek dink Suid-Afrika se leierskap op hierdie stadium met, as ons gaan kyk, jy weet, na die veelsidigheid wat ons wel het met die GNU. Ek dink net Suid-Afrika was nog hier nie. En nou kyk ons vir mekaar en nou word daar nie besluite gemaak nie, maar die privaat sektor steek sy hand so hoog op. Jy weet, hy breek hom eintlik deur die ceiling om te sê, maar bring hierdie sakeleiers in en laat ons guide. Make South Africa great again. Daar sê. Nou maar daar het jy dit op daai baie sterk noot. Thys, ons eie minister van Finansies, dis wonderlik om jou terug te hê, Lekker om hier te wees. Hy inspireer ons hoop jy voel ook geïnspireerd. Nou onthou, jy kan ons volg op sosiale media, maar jy kan ook adverteer. Al wat jy hoef te doen is om 'n e-pos te stuur na sales@creatorsway.co.za, en intussen kan jy ingeskakel bly. Ons is kinderlik opgewonde wanneer legendariese Andrei Schwartz kuier hierna saam met ons. Bly ingeskakel.